daar by die sondagskoolkamer, en ons weet, ook daar gaan hulle geseënd wees vanoggend. In hierdie reeks wat ons preek en waarmee ons besig is, gaan dit oor gebed. En ons kyk na die verskillende gebede van mense wat gebid het in die Bybel. En hoe effektief dit was en wat ons daaruit kan vat om ons te leer en om ons te onderrig, sodat ons kragtiger kan wees in ons gebedslewe. Laasweek was dit 'n harde woord van Daniël. Vanoggend is dit 'n woord wat almal van ons ken, wat kom uit die verhaal van Jona. Jona wat 'n profeet was. En jy het al so baie keer hierdie stories gehoor van Jona. Jy het so baie keer deur die sondagskool, selfs in die skool, partymal is dit die lesmateriaal wat hulle gebruik, gaan dit oor Jona. En wanneer ons kyk na die boek van Jona, dan kan ons onsself vereenselwig met die boek van Jona. Daar's baie dinge in die boek van Jona wat van toepassing was op my lewe. En hoe ek ook weggehardloop het van die Here af. Hoe ek gaan skuiling soek het by ander dinge, en in plaas om te gehoorsaam te wees aan die Here, die wegvlug van God af. Vandag vlug ons nog steeds weg van Matteus 28 af. Vandag is ons nog steeds gehoorsaam, want die woord sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie onderhou. En ons doen dit nie, want ons hardloop weg daarvan. Eintlik is ons almal soos Jonas is vanoggend. Ons vlug en ons gaan kruip weg. Ons kruip weg in die gemaksone van ons lewe. Ons kruip weg tussen ons werksplekke en ander plekke. Want ons wil nie gehoorsaam wees aan dit wat van ons gevra het nie. Ek kan onthou die rebellie hier binnekant in my. Toe ek gevoel het dat partymal is ek te nagekom. Partymal het ek gebid en ek het probeer om die Here se arm te draai. Ek het probeer om te manipuleer en vir God te sê, dis wat ek wil hê. En dan gebeur dit nie so nie. Dan voel jy's te nagekom, jy voel asof God dalk hou 'n grudge teen jou. Dis nie waaroor dit gaan nie. God bepaal, soos wat hy wil. En ek en jy kan nie vir hom voorskryf nie. Aan die einde van Jona is Jona, stuur God 'n plant en hy maak 'n plant sodat daar koelte is vir Jona. Want Jona is ongelukkig. Hy is ongelukkig dat God barmhartigheid bewys het aan die mense van Ninive en hy hulle gespaar het. 120.000 mense word gered as gevolg van die evangelie wat verkondig word deur Jona. En Jona is ongelukkig. Here, hoekom red jy hulle? Hulle is dan sondaars. En die Here gebruik hierdie plant wat hy laat opkom om koelte te maak. En die volgende oggend kom die wurm en hy eet die plant en hy verdor. En weet jy wat? Jona is kwaad. Hy is kwaad oor die plant. Hy is kwaad omdat die wurm die plant geëet het. En God sê vir hom, jy kan nie bepaal wat ek doen nie. Jy kan nie vir my sê wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. Net so kan ek en jy nie probeer om God te intimideer of om hom te manipuleer nie. Ons hou partymal daarvan. Maar God hou nie daarvan nie. En jy dink jy doen dit dalk reg, maar jy doen nie. Want ek en jy kan hom nie manipuleer nie. In die boek vanoggend in Jona is net 4 hoofstukke en as jy hom gaan lees, dan sien jy daar so baie preke, daar so baie woord wat daar kan uitkom uit hierdie gedeelte van Jona uit. Maar ek wil nie daarop fokus nie, ek wil fokus op die gebed van Jona. Ek wil fokus oor die gebede wat saam met dit gaan, saam met die gebed van Jona. Want dit was nie net Jona se gebed nie. Daar was ander gebede wat ook daarmee saamgegaan het. Jona was die profeet. Hy was God se boodskapper. God is besorg oor die bose Ninive se lot. Want jy sien, die loon van die sonde is die dood. Die mense van Ninive het gesondig. En daarom moes hulle gestraf geword het, want ons praat van 'n heilige God, ons praat van 'n regverdige God, en hy sê, sonde sal gestraf word. Jy kan nie weghardloop van dit af nie. En hy gebruik vir Jona om hierdie boodskap te gaan oordra aan Ninive.
En Jona is die profeet, maar Jona is bang, want hy het verskriklike dinge gehoor van Nineve. Hy het gehoor, jy word sommer doodgemaak in Nineve as jy die evangelie gaan verkondig. En God stuur vir hom en sê vir hom, ek wil hê jy moet die mense van Nineve gaan waarsku. Ek wil hê jy moet vir hulle gaan sê, dat die oordeel van God kom. Is dit nie wat baie predikers vandag nog doen, in hulle boodskappe wat hulle bring nie? Die oordeel gaan kom, en jy word gewaarsku daarvan, stop met jou sonde, of gaan weg met jou sonde, anders sal jy gestraf word. Jy sien, God het 'n deernis, en 'n sagtheid vir verlore gaande mense. Hy het 'n liefde, en 'n sagtheid, en 'n deernis vir die persoon wat daar buitekant is, wat besig is om te verlore te gaan. En hy gebruik vir my en vir jou soos 'n Jona om die evangelie te gaan verkondig. Want God gee om vir daai mense. Net soos hy vir my en vir jou omgee, net soos jy wat 'n kind van God is, wat hom lief het met alles hier binnekant in jou, so het God daai persoon daar buite. En uit hierdie gedeelte van Jona uit kan ons sien dat in Nineve was daar baie sondige mense gewees en God het 'n genade en barmhartigheid aan hulle bewys. En hy sê vir Jona, Jona, gaan waarsku hierdie mense, sodat hulle tot bekering kan kom. Hierdie God, wat barmhartigheid bewys oor die wat verlore gaan, is die God wat vandag in beheer is. Dis die God vir wie ek en jy aanbiddings en lofliedere bring vanoggend. Dis die God vir wie ek en jy sing, Holy Forever. Geseënd is ek. Hy beveel Jona. Hy sê vir Jona. En ek wil dit inbring net so 'n bietjie vanoggend. Hy sê vir my en jou, gaan dan heen en maak disippels. Hy beveel vir Jona, hy sê vir Jona, Jona, ek stuur jou na Nineve toe. Maar hierdie God wat in beheer is, weet is die gedagtes van Jona, daarom stuur hy ook 'n storm. God het die see en die vasteland gemaak en hy kan doen wat hy wil en hy kan 'n storm stuur wanneer hy wil. Hy kan droogte bring wanneer hy wil. Hy kan reën bring wanneer hy wil. God is in beheer van die natuur. Hy beveel en beskik die vis wat vir Jona moet red. Hy laat die randplantjie opkom en laat toe dat die wurm hom laat verdor. Ons leer vanoggend uit Jona uit so bietjie iets omtrent God. God is nie gebind aan die menslike vooroordele en voorkeure nie. God is nie daaraan gebind nie. Hy is die Here wat doen wat hy wil. Hy het nie Jona se toestemming nodig, of my en jou toestemming nodig, om die sondaar daar buite te gaan red nie. Hy het nie my en jou toestemming nodig, om homself te ontferm oor die sondaars nie. 'n verrassende aspek vanoggend van Jona is die wyse waarop die wêreld geteken word as oop is vir God se evangelie. Die matrose word diep geraak deur die storm. Ek wil dit vir jou lees uit die boek van Jona uit. Ek het dit nie op die skrif gesit nie. Jona 1 vers 5. Hy sê die volgende. Vanaf vers 4. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Ek wil hê jy moet nou verstaan ten opsigte van die matrose. Toe word die seeliede, die matrose, bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Hulle soek hulle eie God. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. In die tyd van benoudheid begin die matrose bid. Jona, wat die profeet is, bid nie. Hy gaan lê onder in die skei. Want hy weet waaroor dit gaan. Hy weet hierdie storm is gevolg van die God vir wie hy probeer wegvlug om nie te doen dit wat God van hom vra nie. Nadat hulle gegaan het en die storm plaasgevind het en hulle alles oorboord gegooi, dan lees ons verder. Hulle gaan en hulle begin om loetjies te werp en loetjies te trek oor wie is eintlik die skuldige van dit.
En op die einde van die dag kom die loetjie uit op Jona, en hulle gaan na Jona toe en hulle gaan praat met Jona. Wanneer ons lees in vers 14, dan sê hulle die volgende. Kom, ons gaan eers terug na vers 13 toe. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Hulle probeer uit hulle eie krag uit om te roei en te sê, dat hulle moet teruggaan. Ek het 'n baie hol klank op hierdie stem. Hulle probeer self roei om terug te gaan, maar dit werk nie so nie. Die eie poging van hulle help hulle nie veel nie. Vers 14, toe roep hulle tot die Here, hoor mooi, nie tot hulle God nie, toe begin hulle roep tot die Here, Jona se God, en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan nie, weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehae. Hulle gaan vra vir Jona, hulle sê vir Jona, wie is jy? Hy sê, ek sê Hebreër. Hy sê, ek kan bid die God van Israel, ek kan bid, dit is my God. En hulle besef, maar hier is iets besig om te gebeur wat groter is as hulle gode, en hulle begin in hulle nood om te bid na daai God toe, die onbekende God wat hulle nie ken nie. Die God waarvan Jona weghardloop, dis die God wat hulle soek, en hulle begin bid tot hom. En hulle gooi vir Jona oorboord. En hulle soek die aangesig van hierdie God. Sien, daar buitekant is mense wat oop is om die evangelie te ontvang. Daar's mense daar buitekant wat smag daarna om te hoor, en ek en jy het daai verantwoordelikheid om dit vir hulle te gee. Soos ek gesê het, terwyl hulle almal bid, gaan Jona en hy gaan lê. Eers wanneer hy in die vis is, eers wanneer hy by die poorte van die dood omdraai, begin Jona om te bid. Toe die storm begin stil word, toe bid die matrose. Toe verheerlik hulle vir God. Toe glo hulle, dien hulle en doen hulle dit wat hulle moet doen vir God. Nog meer gaan ons sien, is die gebeure wat gebeur in Ninive. Die boodskap van die profeet het 'n geweldige uitwerking. Die hele Ninive is oproer en almal besef die erns van God se houding tot sonde. Daar's 'n twist in die tyl, soos die Engelsman dit sê, wat ek vir jou nou gaan uitwys. Die mense hoor die boodskap en daar's berou onder hulle. Hierdie mense wat God gesê het, luister, julle sondaars, ek gaan julle straf. My plan is dat Ninive en die 120.000 mense saam met hulle diere sal vernietig word en sal gestraf word. Kom tot bekering. Toe hulle die boodskap van Jona hoor, verander hulle harte en hulle kom tot bekering. Die eindresultaat is dat 'n barmhartige God sien af van sy plan as gevolg daarvan dat die omkeer in hulle lewe plaasvind. Hy sien die egtheid en die berouheid wat hulle het in hulle hart, en hy verander sy plan en hy spaar vir Ninive. Die ramp wat hulle sou getref het, tref hulle nie meer nie. So kom ons begin en ons kyk na die gebed van Jona. Jona se gebed in Jona 2. Jona het uit die ingewande van die vis tot die Here sy God gebid. Hy het gesê, dis die eerste keer, hy's binne in die ingewande van die vis. 3 dae gaan hy in die ingewande van die vis wees. Lazarus was 3 dae in die graf gewees toe Jesus hom uitgehaal het. Jesus was 3 dae in die graf gewees toe hy weer opgestaan het. 3 dae is die teken dat hy dood was. En in daai donkerste nood van Jona, hy besef hy's besig om te sterf, daar's dinge besig om hom te gebeur, begin hy uitroep na God. En hy begin die aangesig van God te soek. Hy het gesê, in my groot nood het ek die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Ek het uit die doderyk geroep en U het my gebed gehoor. In die diepte van die oseaan het U my gegooi. Ek het tot in die hart van die see gesink. Strome het rondom my gekolk. U het golf na golf oor my laat spoel. Ek het gesê, uit die teenwoordigheid het U my gedryf. Hoe sal ek ooit weer U heilige tempel sien? Jona besef dat alles wat met hom gebeur het,
was nie per toeval nie. Dit was nie by chance nie. Hier is 'n magtiger hand, hy is ongehoorsaam aan dit wat God gesê het, en God laat sekere dinge gebeur om Jona tot inkeer te laat kom. Toe die storm woed, het hy nie gebid nie, maar hy besef, ek het moeilikheid. Hy besef, ek is in die dal van die doodskaduwee, ek is besig om te sterf, ek is besig om af te sink na die doderyk toe, ek het hulp nodig. Die hele gebed wat hy bid, bestaan uit lofliedere wat kom uit die boek van Psalms. Dis nie 'n spontane gebed wat Jona besig is om te bid nie. Hy's besig om skrifgedeeltes uit te haal. Sy eerste gedeelte kom uit Psalm 118 vers 5, Psalm 120 vers 1, Psalm 34 vers 7, Psalm 18 vers 7, Psalm 86 vers 13, en so kan ons aangaan oor die lys psalms wat hy besig is om te bid. Met ander woorde, wat hy doen is, hy is besig om skrif terug te bid tot God toe. En ek en jy kan leer dat ek en jy moet die skrif vat, en partymal wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan begin ons psalms en lofliedere sing tot eer van die Here. Jona is besig om die skrif te bid. Die doderyk hier is die Hebreëse woord Sheol, die blyplek van die dooies, volgens Jesaja 14 vers 15. Te midde van sy nood weet Jona dat sy gebede die Here bereik het, en hy verwys na vers 6. Ek het afgesak tot waar die berge begin. Ek was afgesluit van die lewe, vasgevang in die land van die dooies. En dan sê hy, maar U, Here my God, het my gered uit die oop kake van die dood. Hy erken dat God is besig om sy gebed te beantwoord. Ons het laasweek gesien in Daniel, nadat Daniel gebid het die eerste keer, toe sê Gabriël vir hom, Daniel, die eerste keer toe jy bid, het God jou gebed gehoor. Jona weet, God is besig om sy gebed te verhoor. God hoor die gebed van die beroudsvolste hart uit die dieptes van jou nood uit. Geen plek is te diep of te donker nie. Geen nood is te groot vir God se ore nie. Moenie dink dat jy alleen is in situasies nie. God kom en hy wil homself aan jou openbaar, en al is jy in jou donkerste en diepste nood soos wat Jona is, begin om die Here te loof en te prys, begin om hom dank en eer te gee. Neem die woord van God en begin om terug te bid, die woord wat God gegee het, sodat sy naam verheerlik kan word en sodat hy opgelig kan word. En doen dit met selfvertroue. Daniel het met selfvertroue gebid, Jona bid met selfvertroue, hy weet dat die Here het hom gehoor. Hy sê in vers 5, water het my verswelg, die diep waters het my omring, seegras was om my kop gedraai, ek het afgesak tot waar die berge begin, ek was afgesluit van die lewe, vasgevang in die land van die dooies, Sheol. Hy het geglo hier waar hy afsak in die dieptes, en want daai tyd het hulle geglo dat die wêreld is plat, en die doderyk is in die diepste onder waar die boomwortels is, en hy is besig om af te sak soontoe. Maar hy erken dat God hom gered het. Vers 7. Toe ek alle hoop verloor het, het ek weer aan die Here gedink. In die heilige tempel het U my gebed verhoor. Wie vals gode aanbid, minag God se goedheid. Hy gooi dit so tussenin. Hy sê dit so tussenin en hy waarsku vir ons. Hy sê wie vals gode aanbid, minag God se goedheid. Wie nie opreg is met God nie, wie nie 'n berouvolle hart het met God nie, minag God se goedheid. Ek sal met lofliedere vir U 'n offer bring. Ek sal doen wat ek beloof het. Net die Here bring verlossing. Hy begin om 'n loflied te sing tot die Here oor dit wat die Here vir hom doen. Dat die Here hom gered het. Hy vergelyk dit met die mense wat vals gode aanbid. Hulle minag God se goedheid. Dink jy nie, dit is bietjie kras woorde wat hy spreek Jona nie? Hy is dan die een wat weghardloop van die boodskap van God af. Hy is dan die een wat wegvlug om die liefde en barmhartigheid te gaan oordra aan Ninive. Om hulle te gaan waarsku dat
'n barmhartige God gaan hulle straf, 'n genadevolle God gee hulle 'n tweede kans. Hy is die een wat wegvlug en dan praat hy oor die valse gode. Jona sluit sy gebed af in vers 9 met 'n belofte dat hy met lofliedere vir U 'n offer sal bring. En hier het ek baie maal gedink en dit het my diep getref. Hoeveel keer het ek nie lofliedere tot die Here gesing en gesê, Here, as U my net deur hierdie situasie dra, as U my maar net hierdeur kan vat, dan sal alles oukei wees. En as die Here dit gedoen het, hoeveel keer het ek my belofte gehou aan dit wat ek die Here beloof het. Jy sien, dis maklik om 'n belofte te spreek, dis maklik, maar hou ons by daai belofte. Die mooie gebed van Jona laat 'n mens dink. Laat jou dink, is hy nie besig om dalk net God se arm te draai nie? Is hy dalk nie net besig om uit sy nood uit te probeer, om uit hierdie ding uit te kom en dan daarna gaan hy weer wegvlug nie? Ware gebed sluit berou en 'n terugkeer na God en na God se teenwoordigheid in. Wanneer ek en jy eerlik en berou het in ons gebed, dan draai ons terug na God toe en ons gaan soek die teenwoordigheid van God in ons lewe. Berou bring herstel en hoop. Gebed moenie net vra nie, maar moet ook met dank en toewyding insluit. Dankbaarheid en toewyding is die vrug van verlossing. Dan sien ons in vers 10, toe het die Here die vis beveel en het Jona op die strand uitgespoeg. God beveel en die vis gehoorsaam. En hy spoeg hom uit na 3 dae. En hy gee vir Jona 'n tweede kans. Hy gee vir my en jou 'n tweede kans. Die Here wat oor alles beskik, is nog nie klaar met Jona nie. Hy sê nie vir Jona, Jona, dit wat jy nou gedoen het en alles is afgehandel nie. Die eerste deel is afgesluit, maar nou kry hy 'n tweede opdrag met 'n klein wysiging. Die eerste keer moes hy gaan en hy moes hulle gaan waarsku. Die tweede opdrag wat die Here vir hom gee is, hy sê vir hom, en nou gaan jy 'n oordeel preek vir daai mense. Nie meer net 'n waarskuwing nie, jy gaan nou 'n oordeel spreek vir hulle gaan preek. In die eerste hoofstuk van Jona word Jona na Ninive toe gestuur met 'n waarskuwing vir hulle. Nou sê die Here vir hom, Jona, jy gaan Ninive toe gaan en jy gaan daar gaan preek. In daai groot stad wat daar so is, wat 3 dae sal vat om te voet deur te gaan, jy sal gaan en jy sal gaan preek vir elke persoon, sodat hulle kan hoor die woord van die Here. God stuur hom na Ninive op 'n spesifieke oordeelsboodskap. Die mondstuk, Jona, is slegs die instrument om God se woorde oor te dra. Ek en jy is slegs die instrument. Dit gaan nie oor jou storie nie, dit gaan nie oor wat met jou aangaan nie, of dit gaan nie oor dit wat jy vir hulle wil sê nie. Ek en jy is die mondstuk oor wat God wil hê ons moet vir hulle sê. En partymal klink dit hard en partymal is dit moeilik. Want mense wil nie altyd hoor wat God wil sê nie. Mense wil hoor die storie wat jy wil vertel, of dit wat jy vir hulle wil sê, maar hulle wil nie die woorde van God soek nie. Net soos ek en jy nie ons eie woorde of ons eie gedagtes kan gebruik nie, maar net God se woord. Wanneer ek en jy daar buite in die veld en gaan, of dit by die skool is, of waar dit ook al mag wees om evangelie te, dit gaan nooit oor my en jou woorde en oor my en jou gedagtes nie. Dit gaan oor die woord van God en dit wat God vir ons gee om oor te bring vir daai mense. Jona kry 'n tweede kans. En wat maak hy met daai tweede kans? Hy vat dit. Hy vat dit en hy gaan doen dit wat die Here vir hom sê. Hoeveel keer het jy al 'n tweede kans gekry? En wat het jy gemaak met jou tweede kans? Ek wil vanoggend hierdie boodskap afsluit oor die gebed van Jona. En jy dink dalk dit gaan nie heeltemal oor die fokus van die gebed van Jona nie. Ek en jy kry dikwels
'n tweede kans. Ten spyte van ons ongehoorsaamheid, ten feite van ons mislukkings, kry ek en jy 'n tweede kans om deel te hê aan God se werk en sy plan op hierdie aarde. Ons is bevoorreg daarvoor. Hy verwyd ons nie oor ons mislukkings nie, maar stel tog 'n belangrike vereiste. Dra net die boodskap oor wat ek vir jou gegee het. Sê net dit wat ek wil hê hulle moet hoor. Die taak mag skrikwekkend vir ons wees. Vir Jona was Ninive skrikwekkend. 120.000, wie van ons sal kan opstaan en voor 120.000 mense kan praat? Dit lyk dalk skrikwekkend, maar as ons aan die roeping en aan die woord van God getrou bly, sal dit vir my en vir jou nie onderkry nie. Dan sal ons dit met boldness en confidence kan doen. Hoekom? Want ons weet, God is met ons. Ek doen God se werk. Maar wanneer ons uit ons eie uitpraat, en wanneer ons eie gedagtes bring en alles, baie maal daarna, dan wonder jy, hoe was ek gewees? Het die mense dit aanvaar? Het die mense, jy sien, dis uit die eie ek uit. Maar wanneer jy praat die woord van God, hoef jy nie daaroor bekommerd te wees nie. God is die een wat die werk doen. God is die een wat die saad saai. God is die een wat iemand sal stuur om te plant. Al wat jy moet doen is wees gehoorsaam aan die woord van God. Die Here praat vanoggend met ons net soos wat hy met Jona gepraat het. Sy woorde is gemik teen ons selfsug en ons pogings om God se almag net vir onsself en ons eie voordele op te eis. Ons wil dit ons net self het. Solank ek hemel toe kan gaan, is ek okay. Solank ek weet my saak is reg met God, is ek okay. Maar wat van die sondaar daar buitekant wat God lief het? Wat van hulle daar buitekant vir wie God gestuur het, dat ek en jy die evangelie moet gaan verkondig? God het daai persoon net so lief. En God gee nie om nie. En hy gee ook nie op oor daai persoon nie. Ons moet nie net die evangelie vir onsself vat nie. God het in sy almag die matrose gespaar toe hulle om genade gebid het. Hierdie matrose wat tot hulle eie gode gebid het, en wat besef het, maar hier is iets groters aan die gang, hier is iets groters wat besig is om te gebeur, het omgedraai en hulle die God van Israel begin aanbid. God het genade en barmhartigheid aan hulle bewys. Hy het Jona gespaar toe hy in sy diepste nood in die binnekant van die vis was, en toe Jona hom aanroep. Net so ook het hy die mense van Ninive gespaar toe hulle op Jona se boodskap gereageer het. Die God van genade het hom ontferm oor die 120.000 mense en afgesien van sy plan af, omdat hulle berou gehad het en omdat hulle omgekeer het. God beantwoord die gebede van almal wat hom aanroep. Is nie om te sê dat ons kry voorkeur nie. Is nie om te sê dat ons is so goed en ons gebede gaan eers geantwoord word nie. Ons het in die begin gekyk, reg in die begin met Jabes. Toe daai tollenaar sê, Here, ek is sondig, vergewe my, het God sy gebed gehoor. Hy is nie net begaan oor die Israeliete nie. Hy is begaan oor elke heide nie Israeliet. En ek wil hê jy moet mooi hoor vanoggend, dit sluit aan met Daniel. Die kerk waarin ek en jy behoort, het nie alleen reg op God nie. Is nie net vir ons nie. Dis vir almal daar buitekant. Ons denominasie het geen voorkeur bo ander nie. God se regering strek baie verder oor die wat van my verskil, maar selfs ook hulle wat hom nie eers erken vanoggend nie. Ek wil afsluit en ek wil jou oproep en ek wil jou hierdie vra. Kom ons soek God, elke oomblik van die dag en nie net in ons krisisse nie. God is nie net 'n God wat 'n noodhulpkussie is, wat ons oopmaak wanneer ons dit nodig het nie. God is 'n God wat elke dag saam met jou op pad wil stap, wat saam met jou wil gemeenskap hou, wat sy almag en sy grootheid wil openbaar aan jou, en wat jou die krag wil gee, sodat ek en jy 'n hart en 'n passie sal hê vir hulle wat besig is om verlore te gaan. Kom ons keer berouvol terug tot God, na selfs jou donkerste diepte. God gaan jou nie wegstoot nie.
God gaan jou nie een kant toe skuif en vir jou sê, nee, maar ek kan nie. God kyk na die berou wat jy in jou hart het, en dan verhoor hy jou gebed. Ons leer vanoggend van dankbaarheid. Jona het uit die vis uitgekom en hy het dankbaarheid in sy hart gehad en hy het nie weer getwyfel aan God nie. Hy het nie getwyfel nie, hy het dadelik Ninive toe gegaan en te midde van hulle almal het hy ook vir die koning gaan vertel wat sê God. En die koning het 'n kreet uitgebring wat gesê het hulle moet rou, hulle moet vas, hulle moet tot bekering kom en die stad het tot bekering gekom. Daar's 'n wêreld daar buite wat ontvanklik is vir die woord van God. En dis my en jou plig om dit vir hulle te gee. Want dis wat God van my en van jou vra. En wanneer ons in ons gebed is, dan versterk God ons. Wanneer ek hom vra en wanneer ek bid soos met Jabes en Daniel en met Nehemia, dan gee God vir my daai krag om sy werk te gaan doen, want dit is sy werk en nie my werk nie. Kom ons verander ons gebedslewe wat volgens ons leer hierdie afgelope 3-4 weke. Kom ons raak verryk in ons gebedslewe. Kom ons vergeet van hierdie gebedjies wat ons sê, give me, thank you. Kom ons begin bid oor dit wat jou hart seermaak. Kom ons begin bid dat die God ons grondgebied sal vergroot, sodat ons die lig sal wees wat sal skyn in hierdie donker wêreld. Kom ons bid dat God genade sal bewys aan daai sonders daar buitekant wat oor ons pad kom, vir wie ons die evangelie gaan verkondig. Maak nie saak wie dit is nie. Gaan dan heen na alle nasies. Hoekom sal die woord van God dit uitspreek? Alle nasies. Daar is nie 'n voorkeur nie. Daar is nie 'n voorkeur om te sê dit of dat nie.